Goeiemorgen julle, ons gaan aan met Jeremia 32, belofte en onderpad van Israel se herstel en van geestelike seëninge. Die woord wat van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom het in die 10de jaar van Sedekia, die koning van Juda. Hierdie jaar was die 18de jaar van Nebukadnesar. Die leer van die koning van Babel het toe Jerusalem beleer en die profeet Jeremia was opgesluit in die voorhof van bewaking wat in die huis van die koning van Juda is, waar Sedekia die koning van Juda hom opgesluit het met die woorde: waarom profeteer jy en sê, so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit inneem, en Sedekia die koning van Juda sal uit die hand van die Chaldeërs nie ontvang nie, maar hy sal sekerlik oorgegee word in die hand van die koning van Babel. En hy sal mond tot mond met hom spreek, en oog in oog hom sien. En hy sal Sedekia na Babel bring, en daar sal hy wees, totdat ek op hom ag gee, spreek die Hemelse Vader. Alhoewel julle teen die Chaldeërs veg, sal julle tog geen voorspoed hê nie. En Jeremia het gesê, die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, kyk, Hanameel, die seun van Salem, jou oom, kom na jou toe met die woorde: koop vir jou my stuk grond wat in Anot lê, want jy het reg van lossing om dit te koop. En Hanameel, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die Hemelse Vader in die voorhof van bewaking en vir my gesê: koop tog my stuk grond wat in Anot in die land van Benjamin lê, want jy het reg van besit en jy het lossing, koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die Hemelse Vader was. Daarop het ek Hanameel, die seun van my oom, die stuk grond gekoop in Anot en vir hom die geld afgeweeg, 17 sikkel silwer. En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël en getuies geneem en die geld afgeweeg op 'n weegskaal. Toe het ek die koopbrief geneem, die verseelde een, volgens die voorskrif en wetlike bepaling, en die oop een. En die koopbrief aan Baruch, die seun van Neria, die seun van Magseja gegee, voor die oë van Hanameel, die seun van my oom, en voor die oë van die getuienis wat die koopbrief onderteken het, voor die oë van al die Israeliete wat in die voorhof van bewaking gesit het. En ek het aan Baruchus hulle oë bevel gegee en gesê: so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, neem hierdie briewe, hierdie koopbrief, die verseelde een sowel as hierdie oopbrief, en sit hulle in die erdepot, dat hulle baie dae kan bly bestaan. Want so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, daar sal weer huise en gronde en wingerde op hierdie land gekoop word. En nadat ek die koopbrief aan Baruch, die seun van Neria, gegee het, het ek tot die Hemelse Vader gebid en gesê: ag Hemelse Vader, kyk, u het die hemel en die aarde gemaak, deur u groote krag en deur u uitgestrekte arm. Geen ding is vir u te wonderbaar nie. Wat guns bewys aan duisende en ongeregtigheid van die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders na hulle. Die groote, die geweldige God, wie se naam die Hemelse Vader van die leerskare is. Groot van raad en magtige van die daad, wie se oë oop is oor al die weë van die mensekinders, om aan elkeen te gee volgens sy weë en die vrug van sy handelinge. Waar tekens en wonders gedoen het in Egipteland, tot vandag toe, in Israel sowel as onder die mense, en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. En u volk Israel uitgelei het uit Egipteland deur tekens en wonders, en deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, en deur 'n groot verskrikking. En aan hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee 'n land wat oorloop van melk en honing. En hulle het gekom en dit in besit geneem, maar nie na u stem geluister, en in u wet nie gewandel nie. Alles wat u hulle beveel het om te doen, het hulle nie gedoen nie. Daarom het u al hierdie onheil oor hulle laat kom. Kyk,
Die walle het gekom tot by die stad om dit in te neem, en die stad is oorgegee in die hand van die Galdeërs, wat daarteen veg vanweë die swaard en die hongersnood en die pes. Ja, wat u gespreek het gebeur, en kyk, u sien dit. En tog het u, Hemelse Vader, self aan my gesê, koop vir jou 'n stuk grond vir geld en neem getuies, terwyl die stad in die hand van die Galdeërs oorgegee is. Toe het die woord van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom en gesê, kyk, ek is die Hemelse Vader, die God van alle vlees. So sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek gee hierdie stad oor in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, en hy sal dit inneem. En die Galdeërs wat teen hierdie stad veg, sal kom en hier die stad aan die brand steek. En dit verbrand saam met die huise op die dakke waarvan hulle vir Baal rook laat opgaan het, en vir ander gode drankoffers uitgegiet het om my te terg. Want die kinders van Israel en die kinders van Juda het van hulle jeug af net gedoen wat verkeerd was in my oë. Want die kinders van Israel het my deur die werk van hulle hande net geterg, spreek die Hemelse Vader. Want die oorsaak vir my toorn en my grimmigheid was hierdie stad, en vir my van die dag af dat hulle dit gebou het tot vandag toe, sodat ek dit van my aangesig moet verwyder. Weens al die boosheid van die kinders van Israel, van die kinders van Juda, wat hulle gedoen het om my te terg, hulle konings, hulle vorste, hulle priesters en hulle profete, en die manne van Juda, en die inwoners van Jerusalem, dat hulle my in die rug toegekeer het, en nie die aangesig nie, alhoewel ek hulle geleer het, vroeg en laat, sonder dat hulle geluister het, om tigtiging aan te neem. Maar hulle het hulle verfoeisels neergesit in die huis waar my naam oor uitgeroep is, om dit te verontreinig, en hulle het die hoogtes van Baal gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters van Moloch deur die vuur te laat gaan, iets wat ek hulle nie beveel het nie, en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe om Juda te laat sondig. Daarom so spreek dan nou die Hemelse Vader, die God van Israel, aangaande hierdie stad, waarvan julle sê, dit is die hand van die koning van Babel oorgegee deur die swaard en die hongersnood en die pes. Kyk, ek laat hulle bymekaar kom, al die lande waarheen ek hulle verdryf het, in my toorn en in my grimmigheid en in my groot gramskap, en ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. En hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees. En ek sal hulle een hart en een weg gee, om my altyd te vrees, hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. En ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie. En ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. En ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen. En ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel. Want so sê die Hemelse Vader, soos ek oor hierdie volk gebring al hierdie groot onheilde, so bring ek oor hulle al die goeie en oor hulle spreek. En daar sal grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sê, dit is 'n wildernis sonder mens of dier. Dit is die hand van die Galdeërs oorgegee. Gronde sal hulle vir geld koop, en die briewe onderteken en verseël, en getuienis neem in die land van Benjamin, en in die omstreke van Jerusalem, en in die stede van Juda, en in die stede van die gebergte, en in die stede van die laafveld, en in die stede van die suidland, want ek sal hulle lot verander, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 33. Verder het die woord van die Hemelse Vader vir 'n tweede keer tot Jeremia gekom, terwyl hy nog opgesluit was in die voorhof van bewaking, en gesê, so spreek die Hemelse Vader wat dit doen, die Hemelse Vader wat dit formeer om dit te bevestig. Hemelse Vader is sy naam. Roep my naam aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Want so sê die Hemelse Vader, die God van Israel, met betrekking tot die huise van hierdie stad
en die huise van die konings van Juda, wat omgegooi is as verdediging teen die walle en die swaard. Hulle kom wel om te veg teen die Galdeërs, maar dit is om die huise te vul met die lyke van mense. Ek verslaan het in my toorn en in my grimmigheid en oor al die boosheid van diegene om wie ek my aangesig vir hierdie stad verberg het. Kyk, ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom, en sal gesond maak en aan hulle openbaar 'n oorvloed van duursame vrede. En ek sal 'n lot van Juda en 'n lot van Israel verander, en hulle bou soos van tevore. En ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig het, en ek vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig het en teen my oortree het. En die stad sal vir my wees 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle gedoen het. En hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat ek daaraan sal bewys. So spreek die Hemelse Vader, in hierdie plek waarvan julle sê, dit is woes, sonder mens en sonder dier, in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem, wat verwoes is sonder mens en sonder inwoner en sonder dier, sal weer gehoor word. Die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê, loof die Hemelse Vader van die leerskare, want die Hemelse Vader is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid, en die wat lofoffer bring in die huis van die Hemelse Vader, want ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê die Hemelse Vader. So spreek die Hemelse Vader van die leerskare, in hierdie plek wat woes is, sonder mens of dier, en in al die stede daarvan sal weer 'n weiveld vir die herders wees, wat troppe kleinvee laat lê en rus. In die stede van die gebergte, in die stede van die Laagveld, en in die stede van die Suidland, en in die land Benjamin, en in die omstreke van Jerusalem, en in die stede van Juda, sal die troppe kleinvee weer by die teller verbygaan, sê die Hemelse Vader. Kyk, daar kom daar, spreek die Hemelse Vader, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan, ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. In die dae en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig in Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Hemelse Vader ons geregtigheid. Wat so sê die Hemelse Vader, daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek wat sit op die troon in die huis van Israel nie, en daar sal vir die Levitiese priesters nooit voor my aangesig 'n man ontbreek, wat altyd deur brandoffers bring en spysoffers aan die brand steek en slagoffers berei nie. En die woord van die Hemelse Vader het tot Jeremia gekom en gesê, so spreek die Hemelse Vader, as julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen nag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ek my verbond met Dawid my knegt verbreek kan word, dat daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die Lewiete, die priesters en my dienaars, soos die leer van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan word nie, so sal ek vermenigvuldig die nageslag van my knegt Dawid en die Lewiete wat my dien. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom en gesê, het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê, die twee geslagte wat die Hemelse Vader uitverkies het, die het hy verwerp, en hulle verag my volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie. So sê die Hemelse Vader, as ek my verbond met dag en nag, die insettinge van die hemel en aarde nie vasgestel het nie, dan sal ek ook die nageslag van Jakob van my knegt Dawid verwerp, dat ek nie uit sy nageslag heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie, want ek sal hulle tot verander en my oor hulle
ontferm. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 34. God laat Sedekia aansê wat oor Jerusalem en oor hom sal kom. Die woord van die Hemelse Vader het tot Jeremia gekom, en toe het Nebukadneser, die koning van Babel, en sy hele leer en al die koninkryke van die land van sy heerskappy en al die volke teen Jerusalem en al die stede daarvan oorlog gevoer het. So sê die Hemelse Vader, die God van Israel: gaan en spreek met Sedekia, die koning van Juda, en sê vir hom: so spreek die Hemelse Vader: kyk, ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand, en jy sal uit sy hand nie ontvlug nie, maar sekerlik gevang en in sy hand gegee word. En oog in oog sal jy die koning van Babel sien, en mond tot mond sal hy met jou spreek, en jy sal in Babel kom. Maar luister na die woord van die Hemelse Vader, o Sedekia, koning van Juda. So sê die Hemelse Vader aangaande jou: jy sal deur die swaard nie sterwe nie. Jy sal in vrede sterwe, en net so 'n wierook brand as vir jou vaders, die vorige konings wat voor jou gewees het. Sal hulle vir jou aansteek en jou beklaag met: ag Heer, want ek het die woord gespreek, spreek die Hemelse Vader. En die profeet Jeremia het al hierdie woorde aan Sedekia, die koning van Juda, in Jerusalem meegedeel, terwyl die leer van die koning van Babel oorlog voer teen Jerusalem en teen al die stede van Juda wat oorgebly het, teen Lages en teen Aseka, want hulle het as versterkte stede oorgebly onder die stede van Juda. Bedreiginge toe die slawe eers vrygestel is en toe weer diensbaar gemaak is, vanaf vers 8. Die woord wat van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom het, nadat koning Sedekia 'n verbond gesluit het met die hele volk wat in Jerusalem was, om vir hulle 'n vrylating uit te roep, dat elkeen sy slaaf en sy slavin, 'n Hebreëse man of 'n Hebreëse vrou, vry moet laat weggaan, sodat niemand 'n Israeliet sy broer vir hom diensbaar sou maak nie. En al die vorste en die hele volk wat die verbond aangegaan het gehoor gegee dat elkeen sy slaaf en sy slavin vry sou laat weggaan, sodat die nie meer aan hulle diensbaar sou wees nie. Ja, hulle het gehoor gegee en hulle laat weggaan. Maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom wat hulle vry laat weggaan het, en hulle het die as slawe en as slavinne onderdanig gemaak. Toe het van die Hemelse Vader die woord van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom en gesê: so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel: ek het 'n verbond gesluit met julle vaders op die dag toe ek hulle uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, met die woorde: aan die einde van 7 jaar moet julle elkeen sy broer, die Hebreër wat aan jou verkoop is en jou 6 jaar lank gedien het, laat weggaan. Jy moet hom as vryman van jou af laat weggaan. Maar julle vaders het na my nie geluister nie en geen gehoor gegee nie. En julle het vandag tot inkeer gekom en gedoen wat reg is in my oë, om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy naaste, en julle het 'n verbond gesluit voor my aangesig in die huis waaroor my naam uitgeroep is. Maar julle het weer gedraai en my naam ontheilig, en elkeen het sy slaaf en sy slavin wat julle vry laat weggaan het, volgens hulle begeerte, laat terugkom, en julle het hulle onderdanig gemaak om julle slawe en slavinne te wees. Daarom so sê die Hemelse Vader: julle het na my nie geluister om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie. Kyk, ek roep 'n vrylating uit, spreek die Hemelse Vader, om julle oor te gee aan die swaard, die pes en die hongersnood, en ek sal julle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde, en ek sal die manne van my verbond wat my verbond oortree het, wat die woorde van my verbond nie gehou het nie, wat hulle voor die aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in die 2 stukke gesny het, en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het. Die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hofdienaars en die priesters, en die hele volk van die land, wat tussen
die stukke van die kalf deurgegaan het. En ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande, en in die hand van die wat hulle lewe soek. En hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel, en die wilde diere van die aarde. En Sedekia, die koning van Juda, en sy vorste sal ek oorgee in die hand van hulle vyande, en in die hand van die wat hulle lewe soek, naamlik aan die leer van die koning van Babel, wat van julle af oorgetrek het. Kyk, ek gee bevel, spreek die hemelse Vader. Ek sal hulle na hierdie stad terugbring, en hulle sal daar teen oorlog voer, dit inneem en met vuur verbrand, en ek sal die stede van Juda 'n wildernis maak, sonder inwoner. Tot sover.